Goeiemorgen, dit is dinsdagoggend 21 Oktober 2025 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. In 2011 is ek met 'n klomp boere op na Brazzaville, Kongo toe, waar hulle vir ons by die klein dorpie Malolo geplaas het. Dit is eintlik net 'n gemeenskap, maar binne in die gemeenskap was daar 2 boorgate. En beide het handpompe opgehad en die pompe het nie gewerk nie. Die inwoners van die dorpie het geloop na die rivier toe en hulle gaan water skep om te drink. Binne 6 ure nadat ons op die plaas aangekom het, het daai pompe weer gewerk. Want die een het net 'n pin gekort, dan werk hy. Maar niemand in daai village het die moeite gedoen of geweet dat hy moet net 'n pennetjie indruk en dit is baie duidelik sigbaar dat hy nie kan werk sonder die pennetjie nie. En ons het die pen ingesit, die handpomp begin werk en onmiddellik was daar water. Nou, Sondag aand het ek op Karteblans gesien hoe die eens pragtige Knysna nou heidaglik deurloop onder gebrekkige dienste. Die feit dat riool in die strate gestort word, wat uiteindelik weer in waterbronne beland en verder spoel. En jy sien dat die krane in Knysna, baie van hulle is droog. En dan word daar nou maar water aangery na die mense toe met tanke en waterkarre wat drinkbare water versprei. Maar daardie vragmotors word gehuur ten duurste om water te voorsien. Nou, ons vind dit ook op ander plekke, selfs daar in sekere dele van Pretoria, in die noorde van Pretoria, waar hulle water aflewer. Maar dit het my weer eens laat terugdink aan die Kongo, waar dit gegaan het, as jy in een van die stede woon en jy soek water vir jou huis, dan bel jy 'n persoon wat vir jou kom water aflewer en jy pomp dit dan in 'n tank in en dan betaal jy vir die water en die drywer van die trok. Betaal jy 'n bedrag om water te kry om dit by jou huis te hê. Ongeag hoe netjies en wat 'n woonbeeld jou huis geleë is, maar water moet jy aankoop en dit word aangery. Maar die hele ding in Knysna gaan eintlik oor 'n magstwis tussen die DA en die ANC. Dis 'n magtwis, 'n strewe om die posisie van burgemeester in te neem. En dit gaan nie hier oor effektiewe dienslewering nie. Want net dit lyk asof die dorp in Knysna was nou ongelukkig die een wat op Karteblans was, wat ek gesien het. Maar ons weet dis haas in elke dorp in Suid-Afrika die geval, waar dit gaan oor hier, wie is in watter posisie, ongeag die kundigheid wat vereis word om sekere take te doen. Maar dan onthou ek ook baie goed hoe Cyril Ramaphosa in die COVID-tydperk gesê het, ons Suid-Afrika moet beweeg na 'n meer Afrika-ekonomie. En hy het baie gepraat oor daai tyd dat eintlik bied die COVID-inperking werke en goederes wat verlore gaan, besighede wat moet toemaak, bied 'n nuwe geleentheid vir die opkoms van Afrika-ekonomie. Nou mense, tankers wat water aanry is Afrika-ekonomie. Uiteindelik is dit 'n manier hoe 'n persoon homself kan verryk deur hierdie water te verkoop. En die mense wat dan die toestemming kry om die trokke te gebruik, word dan ten duurste gehuur
en dit behoort gewoonlik aan een of ander raadslid se familie. So daar's altyd hierdie nepotisme wat deurgaan, die bevoordeling van die een bo die ander, alles om hulle eie sakke te vul. En niks gaan daaroor om die dorp te kan herstel nie. Dis 'n paadjie wat dwars deur Afrika gevolg was en ons is toenemend op daai paadjie. As ons vat in Zimbabwe wat beskou was as die broodmandjie van Afrika, hoe dit nou daar lyk nadat al die boere uitgejaag is, moet ons verstaan dat wanneer dieselfde in Suid-Afrika gebeur, ons dieselfde ervaring uiteindelik gaan beleef. Hier is 'n foto in Zimbabwe geneem en dit wat julle daar sien op die stokke is rotte, muise. Dit word gevang, hulle word net so ingeryg op by stokke vasgemaak en dan word hulle so gebraai en gaar gemaak. Dis waarheen Afrika ekonomie jou lei. Dis Suid-Afrika se voorland. Ek het dit self met my eie oë in Angola gesien. Destyds, want hulle het nooit gebudget, begroot vir genoeg kos vir hulle eie troepe nie. En dan vang hulle muise en rotte om iets te kry om te eet. Nou ja, dan kan 'n mens seker ook dan nou kyk na hierdie gemeenskapsambulans. Die foto is ook in Zimbabwe geneem, die gemeenskapsambulans. Is ons op pad soontoe? Mense sal sê dis ondenkbaar, dit kan nie wees nie. Suid-Afrika kan nie op dieselfde koers wees nie, ons is te goed daarvoor. Maar agter die pragt en praal van Knysna is daar 'n totale ander prentjie van vervalle infrastruktuur wat miljarde gaan kos om reg te maak. Maar as gevolg van interne striwelinge word dit nie reggemaak nie, word daar nie gefokus of begroot vir herstelwerk nie. As dit was deur Suid-Afrika die geval is. Hoe lank nog voordat hulle ook die belofte van grond gaan gebruik om hulle kiesers te behou, om hulle steun te verseker onder die armste mense, want hulle dink as jy grond ontvang het jy rykdom. Maar al wat gaan gebeur is, hulle gaan die sinke van die geboue afhaal, hulle gaan dit in die plakkerskampe opslaan, en binne weke is daar van enige plaas niks oor nie. Hoeveel voorbeelde het ons nie al gesien van vervalle plase nie? Die een suksesvolle boerderye wat net tot niet gaan. Die Vrede melkplaas is 'n voorbeeld, die Zebediele sitrusplaas is 'n voorbeeld, en daar is honderde ander sulke voorbeelde. Is ons dan op pad om uiteindelik rotte te eet? Want dit is gewoonlik waar die armste mense in jou bevolking gaan opeindig. Want hulle gaan niks anders hê om te eet nie. Maar voor hy die rotte gaan eet, gaan hy weet dat jou huis het al kos. Want daar is 'n Afrika persepsie dat alle wit mense het. Kyk vir bedelaars by die 'n parkeerterrein en die karwagte wat daar is. Hulle sal altyd na jou toe kom. Hulle sal nooit na 'n swart man in 'n kar toe gaan nie, want die swart man sal vir hulle niks gee nie. Want as 'n persepsie ons het in dieselfde COVID tydperk waar jy eintlik baie streng dissipline moes handhaaf as jy winkel toe gaan en so meer, het eendag gehoor waar 'n klomp in die winkel staan en praat en sê hulle haal nie kos op nie, want die wit mense doen dit, en as dit dan nodig is, dan haal hulle net by die wit mense kos. Dis waarheen ons op pad is. Dit verstom my om te sien die politieke gesprekke en politieke wins wat gemaak wil word uit die gewone mense
se pleidooie uit die gewone mens se vervalle omgewing en dorp met geen lopende water meer nie, verstopte riolerings wat op die strate uitspoel. Daarin is daar geen belang nie. Maar om nuwe sportmotors te ry, om daai mag te gebruik, ja. En ek dink net dat daar is geen hoop meer om Suid-Afrika te kan omswaai na of om te swaai om te herstel nie. Dit gaan nie gebeur nie, want die machtsstryd in die politieke aanstellings is te groot. Dit gaan nie verander nie. So die grondliggende begins of redes hoekom daar vervalle infrastruktuur bestaan, gaan oor verkeerde aanstellings, die aanstellings van ongekwalifiseerde mense in die slegste plekke, maar bovenal gaan dit rondom politiek en wie die burgemeester en die rolspelers op die ou einde van die dag is. En hoe gaan jy daai situasie ooit verander? Dit gaan nie verander word nie. Nie as jy kyk teen wat 'n geweldige spoed Suid-Afrika se bevolking aangroei nie. Geboortes en onwettige immigrante. Uiteindelik is daar net een ding vir ons oor, en dit is ons moet onsself kan mobiliseer, organiseer, beplan om dan uiteindelik in staat te wees om hierdie klas van situasies te oorleef. Want ons bevind daai selfde verval ook tussen die polisie en die weermag, en dis die mense wie jou moet beskerm, wat ons weet dit nie meer wil doen nie en op 'n stadium niks meer gaan doen nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend weer terug by julle. Lekker dag.